Goeiedag en baie welkom by nog 'n episode van Kerkslim. Indien jy miskien 'n vorige episode gemis het, is jy baie welkom om op my YouTube kanaal, Janine Bevelou Manders, na die vorige episodes te gaan kyk. Die doel van hierdie potgooi is om ons as lidmate, predikante van die Hervormde Kerk ook spesifiek 'n bietjie meer kerkslim te maak oor baie basiese sake van kerkwees, om ons meer in te lig oor sekere sake rondom die kerk en om mekaar sommer 'n bietjie beter te leer ken. So in vandag se episode is my gas Dr. Tinus van Staden van die Hervormde Gemeente Montana. Ons gaan vandag bietjie oor iets anders gesels en oor sy baie interessante stokperdjie, fotografie. Maar ek gaan nie nou die aap aan die mou uitlaat nie, ek gaan vir hom toelaat om homself voor te stel en vir ons dan alles te vertel van hierdie wonderlike stokperdjie van hom. Baie welkom by ons Kerkslim vandag. Hoop jy geniet dit saam met ons. Dis my baie lekker om vandag vir Dr. Tinus van Staden hier by my te verwelkom as my gas. Ek wil baie graag vir julle geleentheid gee om hom 'n bietjie beter te leer ken. So Tinus, baie welkom. Dankie. Vertel ons bietjie van jouself, vertel ons bietjie van jou gesin en vertel ook vir ons bietjie van jou bediening. Baie dankie Janine. Ja, ek het in 1998 begin teologie studeer. Ek het eers 'n ambag voltooi. Toe het ek universiteit toe gekom, wou glad nie stad toe kom nie. Dit was my verskriklik erg om stad toe te kom. Ek is 'n bosmens en 'n plaasmens. En in my eie gedagtes sou ek net klaar studeer en terug gaan platteland toe. Maar soos ons almal weet, het die Here dikwels ander planne met ons lewens en ek is nou al 22 jaar een van die predikante by Montana Hervormde Gemeente en ongelooflike voorreg om daar te kan bedien. Deur die jare verskillende kollegas ook leer ken wat 'n merkwaardige indruk op my lewe gelaat het. Ek het van Natasha ontmoet in 2008, het sy in die week my herinner, ons ken mekaar nou 17 jaar. En mekaar ontmoet, 2009 is ons getroud en ons het 3 kinders. Kara, sy is nou 13, Joshua is 11 en Hana is die jongste, sy word nou 9 een van die dae. Jo, 9 jaar oud, dit voel soos gister. Ja. Wat julle gesê het, hier Ja. kom 'n derde enetjie. Ja. 'n wonderlike verrassing, nou sy ook al Ja. 9 jaar oud. Ja. Ja, 22 jaar is ook al lank in 'n gemeente. Ja. Ons bedien lank in gemeentes. Ja, as 'n mens jonk is, jy weet nooit hoe jy op pad gaan loop nie en ek dink op 'n manier voel dit vir my toe ek jonger was, het ek meer dag vir dag, maand tot maand geleef. En nou as 'n mens ouer word, dink ek begin 'n mens langer tydperke van jou lewe raak sien. En ek dink 'n mens is net soveel meer dankbaar as jy terugkyk op 'n pad en die mense wat 'n mens leer ken het en die voorregte wat hy het as predikant. Nie net in die gemeente nie, maar in die groter Hervormde Kerk. Ja. As jy net begin as predikant, jy ken eintlik niemand nie. Ek kom van 'n klein plattelandse dorpie af, so ek het regtig nie die kerk in die breë geken nie. En as jy dink waar 'n mens nou in jou lewe is, waar jy eintlik die meeste predikante in die kerk ken, bewus is van baie gemeentes en bedieninge daar, ja, dit is eintlik lekker om ouer te word. En dis ook die bedoeling eintlik van hierdie potgooi is dat ons mekaar eintlik in die kerk nog 'n bietjie beter leer ken. Daarom nooi ons almal wat iets interessant het om te deel en veral ook 'n stokperdjie. En dis waaroor ons vandag spesifiek met Tinus gaan gesels, nie spesifiek iets rondom die kerk nie, maar hom as persoon en dat hy bietjie met ons gaan deel sy baie besonderse, is nie net 'n stokperdjie nie, dit het eintlik ontwikkel in ietsie meer, maar jy moet ons nou maar bietjie terugvat om ons te vertel maar waar het dit begin, want dit het 'n entjie terug al begin. Ja. Jou belangstelling. Ja, my belangstelling in fotografie kom uit die film daar. So my pa het 'n Pentax K1000 kamera gehad wat van die primitiewe kameras was in die ou dae, maar dit was vir my fascinerend om my kamera te kon vashou as 'n seentjie was net ek weet nie, dit voel net of alles sin gemaak het as ek met die kamera kon rondstap en foto's neem. Uit die aard van die saak, omdat jy op film vasgevang het, kon jy nie soos nou sien wat het jy afgeneem nie. En 'n mens moes baie tyd spandeer om komposisie te beplan. Want onthou, vandag se kameras kan jy optel en jy kan net foto's neem, maar daardie tyd was alles
met die hand gestel. So die hoeveelheid lig wat deurgelaat word, die diepte, alles is deur lig bepaal. Ag deur jou hande, jy weet, manual, ja. So alles is manual hanteer. So jy kon nie aksiefoto's regtig neem met daai ou kameras nie. Jy het maar meer landskappe geneem en jy's baie gelukkig gewees om ek sê maar 'n luiperd af te neem, want daar moes net nie vinnige aksie gebeur nie, anders kon jy nie vinnig genoeg fokus nie. So my belangstelling het in fotografie begin daar en ek onthou my pa op 'n dag het hy vir my die kamera gegee en gesê ek kan sien jy het regtig 'n passie en hier's vir jou die kamera. En dit het regtig my lewe verander, want ek het selfs toe ek student was en in die gemeente begin het dit nog steeds digitale kameras het pas begin, eintlik het die gerugte begin versprei. Maar jy weet in die begin, ek dink nou terug aan 1998, 2000s. Ja, vroeg 2000s, toe was daai kameras, die intreevlak wat eintlik maar baie swak kwaliteit was R50,000 vir 'n kamera. Ek meen dit was ek meen as jy dink vandag dis eintlik onbruikbare slegte kwaliteit, maar jy kan nou op 'n selfoon nooi. Baie beter. So en nou gaan 'n mens Wildtuin toe, jy het sê net maar 6 rolletjies film van 24 elk en jy moes vir 2 weke moet jy nou jou foto's beplan. En as jy terugkom, dan kos dit jou 'n paar R100 om dit te ontwikkel en jy weet glad nie hoe dit lyk nie. Ja, en jy moet nog wag en alles. Maar die begin daarvan fotografie was goed in die opsig dat 'n mens moes beplan het. Jy moes jou verbeelding gebruik om te sien hoe dit gaan lyk terwyl dit nog nie daar is nie. Terwyl vandag kan jy dit vinnig kontroleer. En die voordeel daarvan dink ek sien baie fotograwe, so ek bied ook kursusse aan in fotografie van tyd tot tyd, is dat mense nou kan jy 45 rampies per sekonde neem, waartoe het jy 3 keer soveel oor 2 weke geneem. So jy neem nou meer in 'n sekonde as wat jy sê net maar in 2 weke geneem het vroeër. Dit is eintlik ongelooflik. Maar wat mense dan doen is, hulle herhaal 45 keer per sekonde dieselfde swak foto, want is ondeurdag. Ek dink is 'n diep filosofiese begrip, dat as iets goedkoop word, dat dit vanselfsprekend is en jy waardeer dit nie soos wat jy dit vroeër waardeer het nie. So vir my lê daar 'n diep simboliek daarin, van die waarde van 'n oomblik, en hoe jy dit benader. Ek het nie besef die belangstelling gaan so ver terug, nie so, maar jy het jouself redelik geleer, klink dit vir my. Ja, so ek het sekere mentors gehad wie se boeke ek dopgehou het, want in die ou dae was die enigste plek waar jy regtig iemand se foto's kon sien was in tydskrifte, en jy het nie eintlik veel wildtydskrifte gekry nie. En dan natuurlik was dit om koffietafelboeke te kon aanskaf. En een van my helde wat ek nou later ontmoet het, Richard de Tooy, ek het 'n boek van hom aangeskaf op 'n stadium wat nou verduidelik het hoe neem jy 'n foto en hoe stel jy die kamera, want onthou die filmkameras nog het jy 'n vaste ISO gehad, met ander woorde die hoeveelheid lig vir die kamera deurlaat. Vandag stel jou kamera dit self afhangende van hoe jy dit stel. En maar wat ek gedoen het is ek het aan daai beginjare het ek sy boekie deurgewerk, en toe ek my eerste digitale kamera gekoop het ek die handboekie wat saam met hom gekom het, elke stukkie daarvan bestudeer en deurgewerk. Nou vandag vir jonger mense wat vandag begin is dit maklik, want jy het YouTube video's en jy het podcasters en jy het daar's soveel inligting vandag wat alles vir jou kan verduidelik. So dis baie makliker, daar's soveel inligting vandag. Dis nogal interessant. Ek het gedink dis 'n vraag wat ek wou vra om te hoor, wie as fotograaf het jou geïnspireer en wie se werk volg jy? Okay, jy sê Richard de Tooy, is daar nog in moderner tye fotograwe wat jy nogal kyk na hulle werk? Ja, daar's veral, so Richard de Tooy volg ek nog steeds, en die rede hoekom ek Richard de Tooy so hoog ag, hy was 'n briljante fotograaf voor dit 'n ding was. En met baie primitiewe tegnologie kon hy iets wat so algemeen gewoon is, kon hy op 'n manier fotografeer wat die alledaagse ongewoon gemaak het. En dis wat ek baie waardering het vir Richard de Tooy se werk. Ek dink daar's 'n fotograaf, Simon Dotgemol, wat in Kanada is. Hy's 'n baie oulike, hy het baie video's wat hy maak wat ek dink nogal goed is. En dan in Australië is daar ek neem aan is 'n oud Nederlander, Jan is sy naam, en hy's 'n baie bekende voëlfotograaf wat natuurlik nou naby aan my hart lê. En ek kyk graag na sy
na sy video's. Ek deesdae nie so baie nie, maar in die begin Mens het leer ek by nogal ander. het ek baie by hom geleer en ja, ek dink mens leer tot op 'n punt en dan ontwikkel jou eie styl en jou eie manier van doen en jy leer jou kamera. So kameras vandag is gevorderde rekenaars. Ek het nou byvoorbeeld van die R6 Mark 1 na die R6 Mark 2 toe geskuif. En die kompleksiteit van daai kamera is eintlik te veel. Dit frustreer 'n mens naderhand. Dit is net te gespesialiseer. Dit vat baie tyd om weer Ja. die nuwe verstellings te leer ken en Ja. alles wat die kamera kan doen. Ja. Jy het 'n spesifieke, as jy deur die lens kyk, het jy 'n redelike voorkeur van wat jy graag afneem. As ek reg is, ek sê jy hou van natuur, jy het begin by by voëls. Ja, so my belangstelling so met tye was die een voor die ander. En wat ek daarmee sê is fotografie en voëls kyk was vir my so al om die beurt die voorkeur stokperdjie. Maar ek kan nou sê albei is gekombineer met mekaar, so om in die natuur te kom en voëls te identifiseer en hulle gewoontes dop te hou en alles. Dis my eerste liefde. So as ek 'n keuse het, sal ek heeldag net voëls afneem. Ek sal verby luiperds en leeu's ry om voëls te gaan sien. Dis vir my baie meer interessant. Maar daar's in terme van fotografie is daar 'n groter mark en belangstelling in diere. Mense nou dink daar's al genoeg luiperds en leeu's afgeneem in die lewe, maar klaarblyklik nie. So daar's 'n groot mark vir veral jy weet predatore om hulle mooi af te neem en uniek af te neem en so. Maar voëls is vir my groot belangstelling. Ekskuus, net jy het gevra, is daar 'n sekere benadering wat ek het daartoe? So ek wil amper sê my nismark in Suid-Afrika is dat ek voëls op ooghoogte afneem. Ek het nou die artikel, die portefeulje wat in African BirdLife verskyn het juist daaroor gegaan. En daar's nie iemand anders in Suid-Afrika wat dit doen nie, want dit is nie lekker nie en is ongemaklik en ons kan miskien later daaroor praat. Maar wat ek baie van hou is so waadvoëls, voëls wat in water voorkom. Hou ek daarvan om dit op die wateroppervlak af te neem. Want is 'n unieke perspektief. Jy kom baie naby aan die voëls. Ek's binne in 'n skuiling en ek moet sê as ek nou een plek moet sê waar is my happy place, dan is dit daar om daai voëls af te neem. Ja, in die Hoe water. lyk hierdie skuiling? Want dit klink baie nat. So wat gebeur het is ek het dis nou 'n bietjie 'n lang storie, maar ek het in Desember 2019 besluit ek gaan fotografie ernstiger opneem. Ek het altyd geneem, maar ek het toe vir myself gevra, maar hoe kan ek fotografie na 'n vlak toe vat waar ek is nie 'n baie kompeterende mens nie, so dit was my vreemd toe ek met die gedagte opkom. Ek wil een van die beste voëlfotograwe in die wêreld word. En dit het my gedryf om sekere beplanning te doen vir 2020 en toe 2020 aanbreek natuurlik, toe kyk ons almal vir mossies en mynas in ons agtererf, jy weet. En hier kom alles tot stilstand. En ek hoor toe 'n aanhaling wat my vrou met my deel oor Djokovic, oor hoe hy 187ste was in die wêreld en hoe hy tot nommer 1 gekom het, was baie klein inkrementele verbeterings. Byvoorbeeld van 'n 48% toe hy 187ste was, van 48% sukses op die speler op sy terugspel in tennis. Toe hy nommer 1 kom, en mense sou nou dink hy moes 80% wees, maar was dit maar 55%. En toe besef ek, maar as ek die beste in fotografie wil word, gaan ek moet nadink, hoe kry ek elke keer 'n persentasiepunt verbeter op al die, kom ons sê, die dimensies wat fotografie insluit, en dit sluit in van jou kamera ken, tot jou subjek ken, tot editing en alles daarmee saam, so gewoontes van voëls en dies meer. En toe sien ek op 'n stadium op Facebook, toe sien ek in Noorwe is daar 'n maatskappy wat floating hides maak. Maar dit kos toe woes baie om dit in te voer. En terwyl dit nog in lockdown was, kry ek toe deur iemand toegang tot die hardewarewinkel en ek bou toe my eie drywende skuiling. En toe gaan ek op Google Earth en ek gaan kyk waar is water en ek het seker agterpaadjies gevat en dit was nog winter gewees en daar het ek die eerste keer begin om bietjie te eksploreer daarmee. Ja, en dit het half my signature geword van my fotografie om dit te doen. Ons sal kyk of ons 'n foto daarvan in die hande kan kry sodat ons kan wys hoe lyk hierdie skuiling. Mense, jy het al baie tyd in daai
daai skuiling Ja. deurgebring. Alleentyd, want ons nie plek Ja. vir nog iemand sommer nie. Nee, dis Dis so jy en jouself. beide prakties en sielkundig. Is daar nie plek vir iemand anders nie. Niemand kan met jou ja, praat of ja, iets nie. Ja. Hoe lank het jy al in daai skuiling deurgebring om die perfekte foto te kry wat jy wou hê? Ja, nee, kom ek sê, as ek ietsie daarvan kan deel. So die antwoord is baie tyd, want dit vat baie lank. Ja, geduld. Baie geduld. Ja. So een van die redes hoekom min mense dit doen of niemand anders wat ek van weet nie is dit is so in eerste plek moet jy middernagtelike ure opstaan om by die plekke te kom waar jy kan gaan voëls afneem, want watervoëls kom in vlakkerige water waar daar modder is en daar sekere voorwaardes van waar hulle verskyn. So diep damme is jy kan bleshoenders daar kry is omtrent dit. So jy soek panne meestal of riviere of sulke goed, maar onthou nou ons sit ook met die probleem van krokodille en sulke goed in Suid-Afrika. So die een van die goed wat 'n groot uitdaging is hipotermie, want ek het 2 maal in my lewe het ek dit amper nie Gevries. gemaak nie. Ja, So koud kry jy. Ja, so by Bronkhorstspruit byvoorbeeld het ek in die winter van 2020 het my suster die oggend gebel en ek het saggies my foon geantwoord waar ek in my skuiling was en sy vra toe vir my, "Waar's jy nou?" Ek sê toe vir haar, "Nee, ek is in my ek neem voëls af." Sy sê, "Hoekom klink jy so snaaks?" Ek sê, "Nee, ek klink nie snaaks nie." Sy sê, "Waar's jy?" Ek sê, "Nee, by Bronkhorstspruit" en so en sy in geen onduidelike taal nie sê toe vir my ek moet uitkom. En sy kon hoor ek het onsamehangend begin praat. Ek kan Jy het dit nie besef nee, nie. maar onthou, toe is ek al vir 4 ure in water wat ek die ys wegbreek. En ek het in die beginjare Jy is al dood. lankal, weet, maar ek het nie agtergekom dat ek eintlik al te lank in hierdie vriesende water is nie. Maar ek het later 'n koorspen saamgevat, dan meet ek my temperatuur. En as ek onder 32 grade kom, dan weet ek moet nou dan raak. So die dag byvoorbeeld toe sy my gesê het ek moet uit die water uitkom, ek kon nie loop toe ek uitkom nie. Ek het baie lank het ek gevat om te herstel. So dis een van die redes, dis ongemaklik. Baie plekke soos byvoorbeeld in Babsfontein se wêreld, ek het nou 'n wetsuit wat ek aantrek deesdae, maar dit is onaangenaam, dis ongemaklik. Jy beer deur waterplante en dit stink want onthou daai verrottende water is wonderlik vir die voëls. Maar dit is nie 'n en die muskiete en byvoorbeeld muskiete byt jou en bloedseiers, partykeer kom die bloedseiers maar in jou wetsuit in en dan jy kom dit mos nou nie dadelik agter nie. Eers na die tyd dan kom jy agter, joh. Ek het nou 'n bietjie bloed geskenk. Belasia, jy was al siek? Ja, ek het pas my behandeling so 2 weke terug met Belasia behandeling begin. So dis maar een van die risiko's wat hy het in die water. Ek dink die een van die snaakste stories vir my is in daai tyd toe ek nou die panne waar ek was, het ek toe nou nuwe plekke begin soek en ek sien toe op Google Earth daar's 'n dam in Dinokeng. En ek maak kontak met die persoon en ek vertel hom wat ek doen en hy sê jy's welkom. En toe ek die foon so neersit, hoor ek net hy sê, jy's nie bang vir die krokodille en die seekoeie nie. 'n Grappie of nee, ernstig? Ek sê net gou weer. Hy sê nee, daar's krokodille en seekoeie. Ek sê goed, dat ek maar net kom kyk. Maar ek het toe 'n plan uitgewerk hoe om die krokodille te vermy. Die seekoeie kan jy sien, maar krokodille nie. Daar's een tropiese seekoeie en as jy aan die ander kant van die dam sien, is jy alright. Dit is 'n baie groot dam. So wat toe gebeur is ek gaan nou nie die detail daarvan bespreek nie om tyd te spaar en myself die embarrassment daarvan, maar ek het toe 'n plan om die krokodille weg te hou. En so by die tweede geleentheid waar ek toe nou my skuiling in die water het, en so ek wil dadelik sê ek neem toe ongelooflike foto's met verskillende spesies wat in hierdie dam voorkom. Dit is nog steeds een van die beste plekke wat ek ooit gesien het. Maar die tweede geleentheid toe op 'n stadium, so ek kruip nou weg, ek loop in die water en die voordeel daarvan is die skuiling kan op verskillende hoogtes mos nou dryf. So ek is in hom en ek het stabiliteit en al die goed daarmee saam. Dit is nie soos wanneer jy dryf op hom nie. Dis baie moeilik om te neem as jy op die water dryf. En op 'n stadium vang my oog iets en toe ek kyk, toe sien ek hier kom 'n krokodil aangeswem. Groot krokodil, is nie 'n klein, weet, jy gaan tweede kom. Nee, dis een van daai krokodille wat jy nou weet hierso. Maar wat doen jy as jy fotograaf is? Jy neem foto's. En ek dink nou nog dit was klein bietjie moedswillig van hom. Dit was nie nodig nie. Ek het geweet sy tande is groot.
Maar ek het 'n foto daarvan waar hy toe oor die riete beer, want dit was deel van my beplanning nou. En toe hy oorgaan en ek sy tande sien, toe ek dink dit is hoe 'n epiduraal voel. Want daai oomblik toe ek daai krokodil sien, ek het nie bang gevoel nie. Maar ek het regtig gevoel of ek kry 'n epiduraal. My bene het so lam geraak en ek het aanhou foto's neem. En toe sy neus begin blur, toe besef ek hy's nader as 4.5 meter aan my hide. Nou snaaks, op daai stadium hoef ek nie 'n besluit te geneem het nie. Iets in my het oorgeneem. Hoe ek uit hom, want dit is nogal tricky om uit hom uit te kom en hoe ek op die kant gekom het, kan ek nou nog nie vir jou sê. Word jy 'n Petrus? Hier staan ek en daar's my skuiling met my kamera in en die krokodil voor hom, jy weet. En hier staan ek op die kant en weet hoe jaag jy 'n krokodil weg? Goed, so ek dink jy het een van die vrae beantwoord om te sê dit was een van jou ongelooflikste oomblikke, noue ontkoming. Ja. Maar jy het die foto's om te getuig daarvan. Ja. So dit is ook as jy een foto uit jou versameling moes. Ja. Dis seker baie moeilik, 'n bietjie Nee, onbillike vraag. daar's 'n foto, daar's 'n swart riethaan by 'n wit waterlelie. Miskien kan ons die foto opdeel. Asseblief. Wat ek geneem het naby tussen Nelstroom en Warmbad was ons een naweek, eintlik my dogtertjie het netbal gespeel en sy het 'n kampdag gehad en ons het daar naby het ons gekamp. En ek het toe die plaaseienaar gevra of maar hy het 'n riviertjie wat deurgaan met 'n keerwal wat deur sy plaas gaan en ek het toe daar kon ek foto's van watervoëls afneem en toe was daar 'n swart riethaan wat op 'n waterlelie gaan sit het. Ja. En dit is vir my daai's te pikswart en spierwit en sy rooi toontjies en beentjies, dit is vir my gunsteling foto. Goed, ons gaan nou verseker vir julle wys. Terwyl ek nou daaraan dink, julle kan vir Tinus gaan volg op sy Facebook bladsy en dan gaan jy elke dag bederf word met die allermooiste foto's en terwyl ek ook daaraan dink, hulle is nie kunsmatig, daar's geen kunsmatige intelligensie nie. Dis 'n vraag wat ek jou dalk sommer nou wil vra oor die toekoms van fotografie in die algemeen. Mens kyk baie keer 'n foto en ons met ons oog, ek kan dit dalk nie onderskei nie. Is daar 'n manier hoe mens dit kan onderskei om te sê nee, hierdie foto is nie regtig geneem nie, hy is baie gedokter? Ja. Dis 'n vraag wat waarskynlik daagliks weer beantwoord moet word. As ek sien hoe dit in die begin gelyk het, jy onthou die foto's in die begin van mense, dan het hulle hoeveel meer vingers en alles. So die kunsmatige intelligensie raak al beter. Ek dink ons is op 'n punt waar jy kan onderskei tussen waarheid en kunsmatige intelligensie omdat iets net te perfek is. Goed. So ek dink dis weer eens, ek dink is 'n baie sterk filosofiese vraag. Kom ek illustreer dit. Ek is nou 'n predikant, maar kom ons vergeet nou vir 'n oomblik dat ek 'n predikant is. As ek verby advertensie ry en ek sien die pastoor en sy vrou of die dominee en sy vrou daar en dis die perfekte foto met spierwit tande, hulle is die volmaakte gesin en voorbeeld vir almal. Hou ek verby en ek weet my menswees gaan nie daar tuis kom nie. Ek wil 'n belewenis hê wat eg is en mense wat probeer perfek voorkom, vertrou ek nie. Goed, so is 'n bietjie 'n diep filosofiese of 'n gesprek wat jy langer kan hê. Perfeksie is nie vir my iets wat jy kan bereik in hierdie lewe nie. En daarom foto's wat so perfek lyk. Ek meen 'n leeuwyfie met 6 welpies wat sy so in haar arms vashou en nog glimlag daarbey. Jy weet, ek wil amper sê dit raak 'n probleem dat dit so perfek lyk. Maar ek dink wanneer iemand regtig goed begin raak, dink ek gaan ou dit in die toekoms waarskynlik moeilik onderskei van wat's waarheid en wat is geskep. So ek dink juis gaan ons in die toekoms die imperfeksie sien van die natuur, gaan ons help om te verstaan dat iets nie, want ek weet nie of iemand wat iets nuuts gaan skep, imperfeksie daarin gaan wil inwerk nie. Want jy kry nie in 'n foto absolute perfeksie nie. Jy streef daarna, maar jy gaan dit nooit kry nie. So ek dink dis juis in die realiteit van hierdie imperfekte wêreld dat jy gaan onderskei tussen waarheid en leuen. Ek dink dit skep 'n probleem vir die toekoms. Ek weet die Getaway magazine het op 'n stadium 'n voorblad gepubliseer van die 3 rondawels van die Blyderivierpoort, daai pragtige landskap wat kunsmatig geskep is. En hulle het
ongelooflike kritiek Ja. gekry. Ek bedoel mense wat hulle lidmaatstatus gekanselleer het. Regtig. Ja, hulle het 'n lidmaatskap heeltemal Sure. gekanselleer. So mense voel ernstig Absoluut. oor Ja, egtheid. egtheid. Ja. En ek dink dit kom van twee partye af. Ek dink dit kom van lesers wat nie noodwendig fotograwe is nie, wat dit net ek kan enige plek kan ek 'n valse belewenis gaan hê, maar ek soek 'n egtheid wanneer ek die Getaway lees of wat ook al. So dis die een plek. Die tweede een is ek dink baie natuurmense vandag het kameras, want vandag kan almal kameras hê en goeie kameras vir billike pryse. En ek dink almal wat weet hoe moeilik dit is om 'n ordentlike foto geneem te kry, was in opstand daarteen. Want fotografie is eintlik op 'n paar plekke of op 'n paar maniere duur. Wel een, jou fotografie toerusting. Jy kan met goedkoop toerusting, maar hoe meer gevorderd jy raak en gespesialiseerd jy raak, hoe meer gespesialiseerd die toerusting. Dit raak baie duurder. 2, kos jou geld om op plekke te kom, brandstof, verblyf, om iets, baie keer met jy 'n boot huur of jy moet 'n gids huur of wat ook al, so dit kos jou daar geld. Maar dit kos jou ook geld en tyd, want jy stap nie in die veld in en neem dag 1 'n mooi foto nie. Ja, as ek dan dink hoeveel ure van my lewe ek in water gevries het en spandeer het en regtig niks gekry het wat regtig mooi is nie. So die tyd wat jy nodig het om, sê maar jy gaan met vakansie om te gaan toer, en dit vat lank, en om lank met vakansie te gaan kos jou ook geld. En dan natuurlik is dit jou rekenaar, jy moet 'n baie goeie rekenaar hê, jy het sagte ware nodig, dit kos jou maandeliks iets. En as jy nou nog 'n webwerf wil hê om te adverteer en dis meer. So dis 'n baie duur stokperdjie. So die persoon wat kunsmatige intelligensie gebruik, sit by hulle huis. Dis waarskynlik 'n val geek wat in sy lewe nog nooit in die natuur was nie. Hoef jy uit sy pyjamas uit te klim nie en skep 'n KI foto en daar sit dit op Facebook. Sit dit op Facebook. So dit kos daai persoon niks om dit te produseer nie. Ek vermoed langtermyn, niemand van ons weet wat gaan gebeur nie. Ek dink langtermyn gaan dit wel, jy kan nie, dit gaan verseker 'n impak hê. Byvoorbeeld, portefeulje fotograwe, met ander woorde, wat gaan en hulle neem vir winkelsentrums se portefeulje af van produkfotograwe, modelfotograwe. Vandag skep jy 'n model wat perfek lyk en jy hoef dit nie te edit nie. Jy hoef nie kameras of beligting te hê nie. Jy hoef nie te betaal nie. Onthou, jy sit met kunstenaars, sangers op dieselfde manier nou. Vir die eerste keer liedjies word geproduseer met ChatGPT of wat se program hulle ook al gebruik. So ek dink definitief gaan dit 'n impak hê op die mark. Maar langtermyn dink ek tog, hoewel baie mense gaan inboet, dink ek die ouens wat ernstig genoeg is daarmee en goed genoeg is daarmee, gaan dalk net nog meer waardevol raak soos wat die tyd aangaan. Dink nou maar, vroeër jare was daar nie afdrukke nie. Kunstenaars het die strate vol gesit en het geskilder. En tog koop ons vandag nog skilderye. Maar dis skaarser, jy het ander opsies. Maar hoekom koop mense 'n egte skildery as hulle by enige ander winkel kan hulle goedkoop afdruk koop? Ja. Ek dink ook dat dit lê ook in die geloofwaardigheid van 'n persoon. Ek bedoel, as ek sien dat jy is, sê net maar wat die foto geneem het, gaan ek, omdat ek in jou glo en vir jou respek het, weet dat jou goeders is autentiek, so daar gaan dit ook nogal 'n beslissende faktor wees. Kom ons spring net vinnig na die wêreld van teologie. Kom ons bring die twee, is dit, het jy dit bymekaar gebring? Fotografie en teologie, hoe bring jy hierdie twee wêrelde bymekaar? Dankie. Ek dink dis 'n vraag wat my baie na in die hart lê, Janine, want ek dink vir 'n lang tyd het ek dit heeltemal apart van mekaar gehou. En dit het vir my geleer binne die etiek van om 'n predikant te wees met bepaalde werksure en verantwoordelikhede, en dan het ek my vrye tyd, as ander ouens golf speel of wat as ons naweke weggaan, dan gebruik ek die tyd om fotografie te doen, of die kinders sport het en daar's 'n geleentheid om te gaan fotografie doen vroegoggend, laatmiddag, dan doen ek dit so. So ek het dit baie lank apart gehou, maar selfs nou nog, ek dink nie die meeste van my gemeente weet eers ek is 'n fotograaf, want ek
ek gebruik nie die gemeente as platform byvoorbeeld om nou te sê hier's my foto's of iets soos dit nie. Die ouens wat dit weet is sien my op Facebook of op ander iemand sê dalk vir hulle. So vir my lê daar nog steeds 'n onderskeid tussen my werk en my stokperdjie. Maar waar dit bymekaar gekom het was, ek dink dit was 2021 toe ek 'n reeks oordeenkings gedoen vir die voëls. Ons gemeente het elke oggend stuur ek 'n oordeenking uit in die gemeente. En ek het gedink, ek wil nog altyd met mense meer deel wat fotografie my oor die lewe geleer het en wat ons by voëls kan leer. Is absoluut fascinerend. En in daardie tyd het ek gedink, ek gaan so vir 2 weke, ek gaan 14 oordeenkings skryf en waarskynlik gaan dit genoeg wees, maar ek sal dan om iets gesê kry in daai tyd, maar net kyk hoe reageer mense. Dit het toe uitgeloop, dink ek op 189 of 190 oordeenkings oor die tema vir die voëls en wat fotografie my van die lewe geleer het. En ek dink daar het my bediening, teologie en fotografie op 'n manier saamgekom. Want dis een ding wat ek baie by fotograwe en voëlkykers vind, dat daar 'n diepgaande spiritualiteit onderliggend daaraan lê. En dink maar byvoorbeeld aan die Bybel, hoeveel keer lees ons van voëls? Jesus wat die voëls gebruik as metafoor vir ons lewe saam met God. En as jy nou dink dat Israel op die kruispunt van die migrasieroute lê van voëls, en jy dink daar's 500 miljoen voëls wat oor Israel deur die hemelruim beweeg, jaarliks, 2 keer 'n jaar. En jy dink aan die skepingsverhaal. Jy weet, van die oudste skepingsverhale het 'n reier wat daai kraak roepgeluid maak en daar begin die skepping. So spiritualiteit van voëls, van skepping, dink ek het ek vir 'n lang tyd miskien ontken of onderspeel. Dink aan Psalm 104 waar die psalmdigter nadink oor die skepping. Hy kyk na die voëls, die reier, die leeu, die takbok en uiteindelik sê hy, mag hierdie bepeinsinge van my vir u aanneemlik wees. Ja. En vir my is 'n groot deel van fotografie, nog altyd was dit vir my spiritueel, maar ek dink dit het meer prominent geraak toe ek vir myself eintlik die toestemming gee om te sê, maar dit wat jy ervaar is regtig waar. En die tweede kant is, die tweede punt daarvan is, ek sal dikwels 'n foto deel, en dan stuur 'n tannie vir my 'n boodskap en sê, dankie dat ek die wêreld deur jou oë kan sien, want ek kan nie meer op daardie plekke kom nie. Maar, want ek dink Suid-Afrikaners het 'n baie diep koneksie met natuur. So vir my het teologie en fotografie bymekaar gekom in 2021 op 'n bepaalde manier. Dink aan Emily Dickinson se pragtige gedig, Hope is a thing with feathers that perches in your soul. Ek meen, ja, gaan lees die gedig. Dis een van die mees aangrypende gedigte wat ooit geskryf is. As jy haar lewensverhaal lees, watter hoop daar lê. Ek onthou as jong predikant het ek op 'n stadium deur 'n moeilike tyd gegaan en 'n gedig geskryf waar ek kyk na die mossies en ek dink dis winter, dis yskoud. Hier sit ek en ek voel miserabel en ek's ongelukkig. Ek het 'n spensvol kos, ek het die beskerming van komberse en hier sit die voeltjies en sing van voorligdag af, hulle uit volle bors. Jy weet, hulle het nie spense nie, en jy dink aan wat Jesus gesê het, nee, gaan kyk na die voëls, moet julle nie bekommer nie. So, in terme daarvan, voel ek baie keer eintlik skuldig, dan plaas ek 'n foto en ek kry baie komplimente, dan dink ek by myself, ek spog nou met iemand anders se werk. Dis nie, ek het maar net die foto geneem. Ek dink jy stel dit net ten toon. Natuurlik. En uiteindelik ja. Is hy die groot kunstenaar agter dit alles. Jy's nie die een wat dit deur jou lens vir mense toeganklik maak. So ek dink net soos teologie deel is van jou DNA, is fotografie nou deel van jou, dis wie jy is. En jy het dit nou reg gekry om hierdie twee wêrelde met mekaar te laat kruis en saamsmelt. Ja. Mag ek nog iets daaroor sê? So net een voorbeeld van hoe teologie en fotografie bymekaar kom. Ted Peters skryf byvoorbeeld in God the World's Future, 'n dogmatiekboek wat 'n groot invloed op my lewe gehad het. Dan skryf hy gebruik die moeilike konsep van 'n proleptiese eskatologie. Nou ons teoloog verstaan nou wat hy sê, maar basies beteken dit vir diegene wat inluister, sê hy
hoe leef ons in die hoop na môre toe? As jy kyk na hierdie de mekaar wêreld en jy sien wat nou gebeur oral. Maar dan sê hy, dis interessant, by die skepping is die eerste ding wat God vir ons gegee het was 'n toekoms. Die mens, as ons gebore word, het 'n toekoms voor ons 'n verlede het. Die aarde die skepping van die aarde is, die eerste ding wat God vir ons gegee het, is 'n toekoms. In die begin. In die begin. Nee, nie voor einde ons, nie. ja, voor ons 'n verlede gehad het, het ons 'n toekoms gehad. En daarin sê hy, dis 'n proleptiese eskatologie. Dis 'n proleptiese hoop. Ons het reeds die wete dat daar 'n toekoms is in God. Goed. Nou kom ek byvoorbeeld, ek gaan nou een oggend, dis winter en dit reën, vreemd genoeg hier by ons in Transvaal. En ek kom by hierdie pan. Nou, dis nou 'n bietjie oversharing, maar as ek nou by die pan kom, dan trek ek nou my warm klere uit, want dit mos nou ver van enigiets af, en dan moet ek my wetsuit aantrek. En ek meen, as dit -5 grade is dit regtig nie plesierig nie. So as jy buite in die veld, by damme is dit gewoonlik ook kouer, dan trek ek my wetsuit aan, en dan moet ek nou in hierdie water in. Maar nou staan ek so, en dit is so ysreën wat daai oggend val, ek kry myself so jammer. Nou staan ek so en dink ek, hoekom doen ek hierdie aan myself? Weet, en ek kyk, daar's niks op daai damwater, niks nie, daar's nie 'n voël te sien nie. Dan staan ek so en kyk, dink ek, gaan ek dit maar doen, en dink ek wel, ek het nou vroeg, ek is nou hier. Nou is ek daar in die water in, en dis pynlik koud, totdat jy naderhand nou begin gewoond raak daaraan. En ek onthou daai oggend, toe staan 'n 3-band strandkiewietjie, wat op 'n eiland heen en weer beweeg, en tussen strukture van waar daar vroeër was daar 'n hout paadjie, of 'n planke wat 'n paadjie gevorm het, en die spykers staan so uit die plank uit, en daar's sulke teksture in die agtergrond. En hier is hierdie oomblik waar ek het nie geweet gaan daar iets moois wees nie, maar daar's altyd iets moois as jy kyk. En nou deur daai lens. En jy moet jy in die verwagting leef. En dis vir my so diep teologiese begrip. Ja. Wanneer jy moet bereid wees om in die water in te stap. Jy moet bereid wees om te waag en soms ongemaklik. Yes. En ek dink wat vir my so mooi is daarvan is, nog nooit was ek teleurgestel dat iets mooi vorendag kom nie. Daar's altyd iets moois vorendag. Partykeer is dit so onverwags, soos 'n skoenlapper wat daar kom sit. Ek soek nou na hierdie, maar dit kom na vore. En byvoorbeeld net om die tekstuur van die ys wat rondom 'n plantjie gevries het, en na daai tekstuur te kyk wat hier by jou is. Soms dryf 'n veertjie verby en jy kyk na die delikate detail en druppeltjies daarop. En ek dink wat dit doen is so terapeuties, want jy vergeet, ons is so behep met môre, soos Jesus jy sê, moenie so oor môre bekommerd wees dat jy vandag die lewe verloor nie. Wat is hier in hierdie oomblik? En ek dink dis vir my hoekom dit so diep spiritueel en dat teologie en fotografie bymekaar kom. Want onthou, die woord fotografie beteken jy verf met lig. Jy verf met lig, jy skep. Ek dink dit sluit aan by, as jy nou net kan opsom, jy het eintlik nou al daaraan geraak om te sê, dis van die lesse wat fotografie jou geleer het, is om te kyk en hier voor jou, in die klein dingetjies, die mooi dingetjies raak te sien, oop en ontvanklik te wees vir wat nou hier voor jou is. Deel 'n bietjie oor nog 'n les dalk. Ja, so daar's soveel lesse eintlik uit fotografie uit wat ek deur my lewe lank geleer het. So die een daarvan is om oop te wees vir gewone goed wat so ongewoon mooi is. Ek het nou gesê, een van my belangstellings is om voëls op ooghoogte af te neem. Eye level photography is die artikel wat in die tydskrif byvoorbeeld verskyn het. Maar saam met dit is dit om gewone goed op 'n ongewone manier vas te vang. Vat 'n huismossie wat nou terloops bedreig is in Europa waar dit vandaan kom. Om 'n huismossie af te neem op 'n unieke manier en hulle gewoontes te begin bestudeer. En die vraag te beantwoord, hoekom het voëls vere? En hoe kan jy op 'n manier, ons sit in die kar nou 2 weke terug en die kinders vra hoekom het voëls vere? En toe ons weer kyk, het ons by 11 redes uitgekom hoekom voëls vere het. Ekskuus, ek praat nou 'n bietjie weier as jou vraag. Ja. Maar goed, so wat dit my geleer het is om na gewone goed op 'n ongewone manier te kyk. Dit is een van die lesse in fotografie wat my soveel beteken het. Die tweede een is, ons vergeet soms hoe ongelooflik wonderlik ons oë is. Geen
kamera kan ooit vasvang wat ons oë sien nie. Niks nie. Dis merkwaardig. En daar's soveel, dit het soveel reikwyte. Kom ek noem een voorbeeld. Ek neem soms 'n foto af van, kom ons sê 'n luiperd. En ek is in daai oomblik in ekstase oor hoe mooi dit is. Ek neem die luiperd af, zoom in, detail en dis meer. Ek kom by die huis, sit dit op die rekenaar en daar's daar 'n tak voor sy oë verby. Hoe het ek dit gemis? Ons het die vermoë partykeer om verby die gebrokenheid en die lastige goed in die lewe te kyk. En ek dink dit lê in verhoudings. Die stok voor ons oë, of wat ook al, ons haal dit uit. En vat nou 'n eenvoudige ding. Ek kyk op 'n stadium na 'n dogtertjie wie se pa in 'n baie ernstige ongeluk was en sy gesig is misvormd. En vir jou as groot mens kyk daarna en dit val jou dadelik op. Maar die manier wat daai dogtertjie met haar pa interaksie het, vir haar, sy sien dit nie raak nie. En ek dink is iets besonders mooi om mekaar onvoorwaardelik lief te hê. Dis byvoorbeeld een van die lesse wat fotografie my geleer het, is hoe ons die vermoë het om dinge wat andersins sou pla te kan miskyk. Waarna jy niks kan doen nie, maar die mooi daarin raak te sien. Die ander kant daarvan is hoe maklik ons oog miskyk, hoe die lastige goed partykeer voor ons staan en partykeer moet jy net 3 cm links skuif. Net 3 cm links en 'n nuwe perspektief op iets hê en daar gaan 'n hele nuwe wêreld oop. Sjoe, hoe mooi is dit? Ons kan al baie gesels oor die mooi van die lewe, maar ek waardeer wat jy sê oor ons oë, die lense in ons oë. Is eintlik al klaar so wonderlik. Ons kyk partykeer, maar ons sien nie altyd. Ja. Miskien moet ons meer kyk om raak te sien, om meer bewus te leef van die mooi rondom ons en soos Tina sê, so bietjie partykeer net na 'n paar sentimeter te skuif om die lastighede hier voor ons, om dit nie raak te sien nie. Tina's baie dankie. Baie dankie, soveel wat ons Janine. nog, Baie dankie vir die ek wou nog saamluister. luister het, hy het in die African BirdLife het hy 'n portefeulje, nee, sê mense dit mooi so? Ja, Sê gou? ek vinnig kan sê, Ja. dit is 'n soort van 'n middelblad artikelreeks wat gaan oor, hulle gee die erkenning aan fotograwe om jou portefeulje uit te stal en so. En terloops, moet donderdag moet ek weer een inhandig, so ek het nou 'n baie groot voorreg om dit weer te kan doen. Maar dis lekker ook om erkenning te kry vir 'n mens se werk. Dit het tyd gevat om dit vir myself te sê, dis tog lekker. En ek het nou 'n vaste bydrae wat gaan voorlê, want daar's 'n klomp voëls, die boek se naam wat uitgekom het is Birds on the Brink, en dis voëls wat ons algemeen beskou soos byvoorbeeld die geelbek eend, wat nou op die punt is om 'n bedreigde spesies te word. En omdat ek nou heelwat voëlfoto's het African BirdLife, gaan ek met hulle saamwerk om te help om daardie voëls bekend te stel en Beskerm. om die bewaring van die voëls jy weet, te ondersteun ensovoorts. Ek is reeds by 'n projek betrokke in die Oeverberg rondom die witkruisvleivalk en is ook lekker om op so 'n manier by te dra tot die bewaring van hierdie wonderlike wêreld van voëls. Wonderlik. Baie dankie. dankie. Gaan kyk gerus dan na die artikel in African BirdLife en dan die een wat gaan uitkom. Wanneer gaan hierdie een uitkom wat jy nou donderdag gaan insit? Ek neem aan dit sal 3 uitgawes van nou wees. Ek is nie seker. Goed, hou dit dop. Baie dankie. Maar andersins volg asseblief vir Tinus op Facebook, gaan kyk na sy dankie. pragtige foto's. Ons is Dankie. baie dankbaar dat jy Dankie vir die die wêreld van die compliment. natuur en voëls met 'n besondere manier met ons deel. Is altyd verstommend om te sien hoe jy dit vasgevang het. Baie So baie dankie. baie dankie Dankie daarvoor. Janine, baie dankie. En as julle hou van die potgoeie, gaan subscribe gerus op die YouTube kanaal by Janine Bevelou Manders. So tot volgende keer. So word ons saam kerkslim.